Vandag se topstories: Kaapse brande word doelbewus gestig en Simonsberg brand. Goeiemiddag. Verwoestende brande bedreig sedert gister bekende wynplase in die Simonsberg omgewing buite Stellenbosch. Brandbestryders, baie van hulle vrywilligers, het deurnag gewerk, maar die brande woed voort. Volgens verslaggewers op die toneel verswelg die vlamme byna die hele Simonsberg. Hoe raak dit die wingerde wat ons land en die wêreld van wyn verskaf? Werkers is hier op die plaas Zorgvliet en Elshoogte besig om te probeer om hierdie brand onder bedwang te bring. Die brand het gisterand uitgebreek en het groot skade aangerig hierbo. Hulle vrees is natuurlik vir die wingerde hier agter ons. Hulle dit sal skade optel. Ons het Sauvignon Blanc wingerde aan die linkerkant van die kloof en ons het Cabernet Sauvignon aan die regterkant van ons beste blokke op die plaas en jy weet dis vir ons baie belangrik om die goed te beskerm en dit lyk my ons het die saak redelik onder beheer. Die rook uit die wingerd kan in die waslaagie wat om die druiwekorrel sit intrek en tydens die gistingsproses kan daai geure uitkom. Nou, jy weet wat die vlak van hierdie kontaminasie op hierdie stadium sal ons nie weet nie, maar ons sal maar eers sien as ons die wyn gemaak het, jy weet. Ons het 'n aangrensende plaas waar daar van die hoogste blokke teen Simonsberg wat ons weet nou nie presies wat die skade is nie, maar die vuur is al deur. So of ons daai wingerde weer kan herlewe, weet ek nie, maar ek meen daar is baie skade daar. Gestaan by CBS se kant het ons die oproep om ons werkgewer gekry brand en dis opgejaag Samekot toe ons daar bo kom die wingerd aan die brand daar. Dit was oorgekom hierdie kant toe Zorgvliet toe en hierdie kant was dit ook net chaos want dit oral het gebrand. Wen julle die geveg nou? Ons probeer ons gaan hom onder druk kry. Hoeveel wingerd dink jy het nou skade gekry in hierdie brand? Dit is moeilik om te skat. Dit is ons nou skroeiskade, brandskade en rookskade. Dis pale en tripperlyne en wingerde wat beskadig is. So ek skat tussen wat ek 'n bando kan sien is dit gewoon nog meer 20 hektaar, 16 tot 20 hektaar. Hervestiging is 150.000 hektaar. Dis net hervestiging en dan verloor jy 4 jaar se inkomste. Of as jy dit in 'n bottel wyn sit, is dit baie geld. En hoekom is daar gereeld brande in die Kaap? Ja, die veld is droog, maar nadat amper 300 brande sedert Oktober in en om Kaapstad ontstaan het Kaapstad se direkteur van wetstoepassing 'n ondersoekeenheid in samewerking met Sanparks en die polisie begin om brandstigters te vervolg. Daar was omtrent 277 brande gerapporteer sedert Oktober. Toe was ons vermoede, jy weet, word hierdie brande nie opsetlik aan die brand gesteek nie. Toe het ons besluit, luister, ons moet 'n taakgroep bymekaar kry. Is dat hierdie brand opsetlik aangesteek is en huidiglik het ons 4 sake wat gerapporteer is. Kijk, daar was inligting dat kinders die veld aan die brand steek. Daar was beweringe van sekere voertuie wat gesien is weggejaag het en nadat die veld aan die brand gesteek is. Daar was sekere bewysstukke op sekere tonele gevind wat ons forensies laat wegstuur en laat ondersoek. Is daar enige suspisie dat brandweermanne self betrokke kan wees by die stigting? Huidiglik nie. Ek het nog geen sulke inligting ontvang nie, maar as daar sulke inligting is, kan enigiemand van my kontak en ons van die stadskant af sal die nodige ondersoek doen. Verdien brandweermanne oortyd, besoldiging? Hulle werk hulle normale ure en as dit moet en ons moet verder aangaan, dan betaal die stad oortyd vir hulle, ja. Om brandstigting te rapporteer, hou capetown.gov.za dop vir verdere besonderhede oor die ondersoekeenheid.